Goeiemôre julle, welkom by dag 6 van ons 21 uitdaging van Flowering Almond. Vandag gesels ons oor vrugteslaai Vrydag. So ek weet dadelik gaan julle gedagtes saam met my na die vrug van die Gees af en ek glo die Heilige Gees het 'n nuwe benadering en 'n nuwe uitkyk met vandag se woord. So as jy hoor vrugte van die Gees, moet asseblief nie afskakel en sê nee, jy ken die vrugte van die Gees, jy het dit al gelees, jy het dit al geleer. Luister saam en hoor wat die Here op sy hart vir julle het vandag. Terwyl ons hier sit, kom ons maak ons oë net toe en dan verwelkom ons die Heilige Gees ook. Here Jesus, baie dankie vir nog 'n wonderlike dag. Dankie vir nog 'n geleentheid om die woord te deel. Dankie Here vir 'n geleentheid om stil te word aan die voete. Here, ek kom bid terwyl ons vandag u woord se oopbreek en dit wat u aan my ook kom openbaar het, help my dat ons harte ontvanklik sal wees, dat my tong 'n vaardige skrywer sal wees en dat u my slegs sal gebruik as 'n instrument. Here Jesus, ek kom bid die bloed van Jesus Christus so oor my en oor elkeen wat luister. Here, ek kom bid dat u elkeen se hart nou sal rustig maak. Here, en regtig net kom seën met u teenwoordigheid. Here, ek kom bid dat elke vrou wat luister vandag spesifiek sal wees, Here, dat u kom nie om te oordeel nie, Here, u kom in liefde en u kom leer ons in liefde. Dankie vir die goedheid en dankie vir die genade in Jesus se naam alleen. Amen. Alright. So vanoggend het ek vroeg 'n draf gaan vang om die naweek regtig net lekker te rus. Maar met die video is 'n bietjie laat en ek vra om verskoning daarvoor. So jy mag dalk agtergrond geraas in die huis wees want dit is nou vakansietyd, die kinders rus, hulle speel, maar dit is nog steeds 'n voorreg om die Here se woord te kan deel en te kan afneem wat hy op my hart gedruk het. So ek het hierso appels vandag, lekker vars, mooi appels, nê. En 'n appel is, as jy hom so hap, is hy lekker sappig. Jy verwag hy gaan sappig wees. Jy verwag daar gaan 'n soet geur wees. So as ek na hierdie appel kyk, dis 'n Pink Lady. So dit is my gunsteling appel as ek 'n appel koop. So hy's nie vir my melerig nie, hy's lekker styf as jy hom oopmaak en dan kom die soetste smaak uit. So dit is wat ek verwag van hom. Die oomblik as die appel bietjie gekneus is, dan daai stuk raak so half bruin, nê, dan proe hy nie meer so lekker nie. So dit is my appeltjies wat ek net vir julle wil wys. Ek het ook, ekskuus hier ook. Goed, ek het ook vandag appelasyn hierso. So ons gaan 'n bietjie appelasyn ook gebruik. Hier's 'n appelsap wat 50% appel is en dan is die 100% appelsap. So, voordat ons gaan verduidelik hoekom ek hierdie items hierso het vir my appelslaai, kan ek eintlik sê, of my vrugteslaai, gaan ek net eers vir julle die Galasiërs 5:22 en 23 lees. Dit is in die boodskap en dan gaan dit ook in die Nuwe Lewende Vertaling lees. Ek het al voorheen verduidelik, ek lees in verskillende vertalings, sodat dit regtig in my hart kan spreek en tot julle harte kan spreek. Goed, net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om verander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hooggetyd in hulle lewe vier nie. Hoe mooi is dit net nie? Goed, en dan soos ons hom ken in die Nuwe Lewende Vertaling, en dan lees ek hom vir ons so. Goed, maar die vrug wat die Gees voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Mooi ook, nê? So die boodskap verduidelik eintlik vir ons elkeen van hierdie eienskappe en hy verduidelik hoe lyk daai eienskap, nê? Dan het ek nou my appel. Nou, ons lees die vrug van die Gees. Ons lees nie die vrugte nie. Ons sê baie keer die vrugte van die Gees, maar hy sê die vrug van die Gees. So dit is een entiteit. Al hierdie eienskappe is omsluit binne een vrug.
So ek kan nie sê, ek het die vrug van liefde, maar ek het nie die vrug van geduld nie. Of ek het die vrug van sagmoedigheid, maar ek het nie die vrug van selfbeheersing nie. Want dan is ek besig om myself te mislei, want die woord sê, dis die vrug van die Gees. So binne in hierdie appel is alles wat nodig is. So die Heilige Gees kom, wanneer ons harte vir hom gee, en hy kom vul ons met die volheid van wie hy is. So hy kom en hy kom plaas met sy Gees al hierdie eienskappe binne ons. So binne in hierdie appel kan ons nou eintlik sê, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So as iemand 'n hap van hierdie appel vat, dan proe hulle al daai eienskappe. So dis die eerste ding wat ek net wil uitlig. Ons kan nie sê die vrugte en ek het sekere vrug en sekere vrugte het ek nie. Sekere vrugte beoefen ek en dan ander vrugte is nie vir my nie. Dit pas nie by my persoonlikheid nie. Ek is maar so gebore, dit is so ek gemaak is. Ons hele familie is ongeduldig. Dis 'n leuen, want as jy sê jy's 'n kind van Jesus Christus, dan kom hy met sy Heilige Gees en hy kom vul die volle vrug van die Gees, kom plaas hy binne in jou. Hy kom sit die saad van daai Gees in jou, nê? So net soos die appel, hy kom uit 'n saadjie uit wat geplant was en 'n boom geword het wat vrug dra. So party van ons dra vrug soos hierdie appel wat mooi lyk. Hy hy proe. Reën proe regtig lekker. Hy proe lekker. Hy ruik lekker. Nee. Dit is 'n mooi vrug. Goed. Ander van ons het, kom nou moet ek eers kyk. Appelsap, 100% appelsap. So, jy dra vrug, jy het die Heilige Gees in jou en jy wys vrug. Maar jou vrug het omgegaan in werke. So dis nie meer die Heilige Gees wat die vrug in jou opwek en laat gebeur nie. Jy lewe 'n lewe met mooi waardes. Dis eintlik wat ek wil sê. Daar's baie mense daar buite wat mooi waardes het. So wat het gebeur met die appelsap? Die vrug was gepluk, die vrug was verwerk en die vrug was gevul met ekstra suiker en ekstra bestanddele, preserveermiddels sodat hierdie appelsap kan hou op die rak. Wanneer jy hom drink, dan proe hy baie soet. Eintlik bietjie oorheersend soet, baie erg appel. Maar hy het nie die vesel in nie en soos ek sê, hy's vol suikers, nê, wat glad nie gesond is nie. So baie van ons se vrug lyk so. Ons gaan oor in werke, ons begin goed, begin met daai appel wat gepluk is. Maar dan begin ons identiteit en ons grootmanskap te koppel aan daai vrug, want ek is 'n vriendelike mens. Ek is saggeaard. Mense ken my as saggeaarde Anneke. Maar hulle begin my te ken as dit, want ek oefen dit en ek hou daarvan om te hoor ek's saggeaard en mense sê ek's vriendelik. Dis my lekker, dis lekker vir my om te hoor. Maar nou begin ek te oefen en te oefen en te oefen en ek sê dis my waardes. Dit is mooi om waardes te hê, julle, maar wanneer ons 'n geesvervulde kind van God is, het ons soveel meer as waardes nodig. Ons het nodig dat die Gees deur ons leef en dat die Gees die werk doen, want dit is wanneer mense kan vrymaak, want dit is net die Heilige Gees wat mense kan vrymaak. En so wanneer ek hierdie 100% appelsap het, is dit met baie goeie bedoelings en ek probeer baie hard. Onthou, dit is harde werk om hierdie appelsap te maak. Weet nie hoeveel van julle het al probeer vrugtesap maak met die hand wat jy het uitdruk nie. Dit is harde werk. So om appelsap te lewer is goed en is mooi en dit ruik lekker, dit proe lekker. Dis nie die regte appel nie. Dit is nie sleg nie, maar daar is werke betrokke. Okay, dan het ek my 50% appelsap. So dit is appels wat eens op 'n tyd van 'n boom af gekom het wat vrug gedra het en ek vra jou, jy moet eerlik luister, waar lê jou vrug? Is dit daai appel wat ons geëet het en geproe het en hy omsluit al die lekker eienskappe? Of is dit die 100% appelsap waar jy begin het om jou eie identiteit en jou waardes te koppel aan wat die vrug gee? Hierdie een is ook, presies soos die vorige appelsap, jy het jou waardes en identiteit begin koppel aan die appel, maar dit het afgewater geraak. Hierdie 50% appelsap het baie meer water in, hy het baie meer preserveermiddels in, ek sien sy kalorieë soveel meer. So dit is wanneer jy
eens op 'n tyd vrug gedra het, jy het oorgegaan in werke, maar nou het jou godsdiens het afgewater geraak. Jou verhouding met die Here het afgewater geraak. So die vrug wat jy gee, daar's nog vrug, daar's nog mooi waardes, maar die vrug is nie meer so suiwer nie. Daar het onsuiverhede bygekom, nê, net soos die preserveermiddels. So dis wanneer jou vrug vermeng raak met sonde. En amper soos daai saad wat geval het, wat tussen die dorings en die ditsels geval het, wat doodgedruk word, nê. Dan het ons die appelazyn. Appelazyn is gemaak van appels en daar's ook preserveermiddels in. Ek sien hierso is sodium in. Hy het baie goeie voordele. Blykbaar is daar gewigsvoordele as mense drink, maar die appelazyn proe horrible. Ek weet nie wie van julle het al probeer as hulle sê as jy appelazyn in die oggend drink, dan maak dit jou metabolisme vinniger en dit help jou om vet op die maag te verloor. Ek het dit ook al getraai, dit is aklag. Dit hou net 'n dag. So hierdie is wanneer jy eens op 'n tyd vrug gedra het, maar jou vrug het suur geraak. Jou vrug is nou 'n slegte smaak in ander se mond. So dis weer eens wanneer jou vrug vermeng geraak het met soveel suur, met soveel bitterheid, dat jou vrug nie meer suiwer voorkom nie. So ons almal se strewe is so appel. En voordat ek aangaan oor die appel, wil ek vir julle vertel dat hoe ek groot geword het. So ons het 'n klomp vrugte, bome gehad, ons het 'n vrugteboord gehad. So my pa het gedink ons erf is nog steeds die plaas. Hy het verlang na sy kinders daar op plaas. En dan het hy die bome altyd gesnoei. Ek dink dit was hier in die winter gewees. Dan snoei hy die bome, dan moet ons nou help om die dooie takke op te tel. En dan lyk daai bome nogal kaal. Jy kan nie dink daar gaan weer iets uitgroei nie. Party van die bome, spesifiek ons appelkoesbome, het baie keer wurms gehad. En as jy die appelkoes oopmaak, dan is dit vrot en hy lyk so mooi van buite af, maar dan is hy vol wurms. So daai boom het my pa altyd ekstra gesnoei. Juis om van daai dooie takke en daai takke wat klaar besmet is met parasiete, het hy afgesny en afgekap. En dan het ons tomaties gehad, wat dan ook nou gerank het en gegroei het, maar dis spesifiek die tomatie waarna ek nou gedink het. So die tomatie het proe net anders as 'n tomatie wat jy in die winkel koop. So ek sal baie keer as ek tomaties koop, dan sal ek eerder by 'n mark koop en ek sal kyk dat ek het agtergekom as die stammetjie nog aan is en sy blaartjies en sy randjie is nog aan. En jy sny hom oop, sy smaak net soveel lekkerder as 'n tomatie wat jy koop in 'n pakkie wat klaar gewas is, klaar skoon gemaak is. Want daai tomatie is nog vas aan die lood. En dit is waar ons vrug inkom, om vas aan die lood te wees, vas te wees aan Jesus Christus. So ja, nou gaan ek met julle gesels, hoekom dra ons nie vrug nie, en hoe dra mens vrug? Hoe kry mens dit reg? Dit is, baie keer as mense sê, maar ek probeer so hard, wat moet ek nog doen? En jou intensie van jou hart is so goed, en jy kan ook nie net sê, nee, ag, ek het mos die Heilige Gees, hy sal die vrug vir my oplewer nie. Dit is ook nie heeltemal hoe dit werk nie, nê. So ek gaan hierso 'n paar punte noem, en ek sal dit vir julle ook plaas op sosiale media, hoe jy dan nou jou vrug kan laat dra. So die eerste een is oorkom geestelike siekte, dis luiheid en terugdeins vir dissipline. Daar's versgedeeltes wat ek dan saam met dit gaan stuur. Daar's 'n dissipline, net soos wat julle weet, vir die boom om gesnoei te word. Dit was harde werk. Ek weet my boetie het ook altyd baie gekla, as dit tyd was vir ons om daai boom se takke te snoei. Ons moes al daai takke optel, ons moes gehelp het, my boetie moes saam in die boom klim, ook met 'n saag snoei, soos wat my pa sê. So dit was harde werk en dit was dissipline. So baie van ons, wanneer die Here se hand van dissipline in ons lewe kom, dan deins ons terug. Dan sê ons, dit is nie waarvoor ek opgesaai het nie, ek gaan terug na my ou lewe toe. Hierdie is nie die Christendom wat ek wil hê nie. So dit kom terug by een van ons vorige temas in die week wat ons gehad het, nê. So ons probeer terugdeins. So hoe gaan jy vrug lewer? Hou op om terug te deins. Wanneer daai hand met daai snoeisker en daai saag kom, dan kies jy soos gister om dankbaar te wees. Dan kies jy om die Here in dit te eer en te fokus op dit waarvoor jy dankbaar is en dankie te sê en te vergewe, vry te spreek, want jy maak die proses vinniger en makliker wanneer jy saam met daai snoeisker werk en wanneer jy saam met daai saag werk. Goed, oorkom die sorge van die wêreld. So baie van ons raak so vasgevang in die wêreld en ons bekommernisse en wat môre voorlê,
En dit smoor ons vrug. Ek het vroeër in die week verduidelik van my suurlemoenboom wat vir lank nie vrug gelewer het nie. Want hy was onder die koelte van ons groot boom gewees. Daai groot boom het hom gesmoor om vrug te lewer. Alhoewel dit goed gevoel het, daai sorge, daai comfort het gemaak dat hy nie kan uitstyg en kon vrug dra vir baie lank nie. Goed, oorkom nommer 3, die aanloklikheid en die plesier wat die wêreld bied. So ek dink dadelik aan hierdie afgewaterde botteltjie appelsap. Jou vrug word teruggehou en gekeer en gehinder en gepla om regtig na vore te kom wanneer jy heeltyd teruggaan na dit wat die wêreld bied. Die aanloklikhede, die plesier en die wêreld lyk baie lekker lyk. Maar dan steel dit van daai vrug. So ek verduidelik byvoorbeeld, ek net teruggaan na die vrug van die Gees toe. Die vrug van die Gees is liefde, om te gee vir ander. Vreugde, vrede, spesifiek. Jou vrede gaan dadelik. Dis die eerste ding wat jy verloor wanneer jy weer gryp na die wêreld se aanloklikheid. Jou geduld, jou vriendelikheid. Want nou is jy nie met almal vriendelik nie. Jy is nie lief vir almal nie, want ek het mos my groepie en dis waar ek veilig voel en ons doen sekere goed saam en ek moet in daai groep pas, so ek kan nie altyd die Here se weë volg nie. So ek volg daai wêreld. Ek voel nou tuis in die groep. Maar nou is ek in 'n kliek en nou kan ek nie oop wees om te gaan na ander toe en die evangelie na hulle toe te bring nie. Goed, die volgende enetjie, dan sê hy goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Selfbeheersing, so wanneer ek die wêreld se dinge betrokke raak, dan is my selfbeheersing weer min om nee te sê, want ek word getrek, so dit lyk so lekker, dit proe so lekker, dit voel so lekker vir my vlees, wanneer daar selfbeheersing is, wanneer daar wêreldse dinge is, dat my selfbeheersing regtig ge-challenge word, en ek sit myself in 'n moeilike situasie, en ek maak dit vir myself net moeilik, om die regte vrug te dra. Goed, nommer 4, oorkom die verleiding van rykdom, dis kom vir my baie dieselfde, so ek dink soos hierdie appelsap, dit lyk goed, almal aanvaar jou, almal is lief vir jou, hulle sê die hele tyd vir jou, wow, jy's so amazing mens, en jy doen so goed, en dit proe so lekker, en hierdie appelsap verkoop net so lekker, en almal, dit laat my dink aan rykdom, nee, jy gaan baie ryker word uit appelsap as uit appels, want appels verval vinniger, hulle raak makliker vrot, so rykdom smoor ook jou vrug, want rykdom steel by jou nederigheid. So die eerste ding wat die woord ons oor en oor waarsku oor geld en oor rykdom, is die Here sê dis nie sleg nie, maar dit veroorsaak grootmanskap, hoogmoed, dit kom steel by nederigheid. En dit maak dan dat jy begin om te vertrou op jouself, nee, so dit kom steel by jou vrede, jou ewige vrede, dit kom steel dalk by jou selfbeheersing, dit kom steel by jou vriendelikheid, want jy raak bietjie snobbish, nee, ons sal baie keer hoor mense sê, nee, dis die high societies, nee, want daar's 'n houding wat kom, want nou wil ek wys saam met wie ek hang, en ek wil wys wie ek is, en ek wil wys ek kan hierdie handsak dra, en ek kan hierdie ding koop, en op daai vakansie gaan, en daar's niks fout daarmee nie, hoor mooi, daar's nie fout met hierdie goed nie, maar wanneer dit jou terughou, en dit maak dat jy nie vrug kan dra nie, dit kom steel die goedheid van jou hart, jy hou vir jouself, jy sal liewerste meer en meer en meer wil hê, dan kan jy nie vrug dra nie. Die volgende een is nommer 5, oorkom afleidings. So om afgeleid te word van jou tyd saam met die Here, om afgeleid te word, besig gehou te word, te sê ek is te besig. Ek het nou die dag met iemand gepraat van sê, ek is net te besig. En dit was my so amazing, want in die gesprek wat ons gehad het, toe sê hulle maar, die spesifieke persoon, maar hulle kom toe agter, hulle het dan tyd vir 'n storie op TV in die aand. Hulle het tyd om die nuus te kyk. Hulle het tyd om gou 'n Netflix 1 episode te kyk. So dis 'n leen. Daar is tyd. Dit bepaal hoe gaan jy hierdie afleidings bestuur om by die Here uit te kom. Goed, 6, oorkom onvolwassenheid. So dis wanneer ons soos 'n babietjie bly wat die hele tyd vir titi drink, nê. Dan kan ons nie vrug dra nie. 'n Klein boompie kan nie vrug dra nie, want hy het nog nie groot genoeg gegroei nie. Dit is 'n proses vir daai boom om te groei. Daar is sekere goed wat die boompie moet kry om te kan groei.
Nommer 7, oorkom die tendens om onstabiel te wees. En dis een wat ek nogal glo meeste van ons mee sukkel. So vandag is ek voluit vir die Here en ek gaan Bybel lees, ek gaan bid, ek gaan alles doen. Môre en ek het soos nee, nou die lewe my weer gevat. Nou het ek besig geraak, so ek's onstabiel. Ek is nie elke dag getrou besig om die Here se aangesig te volg nie. En dit klink soos 'n harde woord wat ek het, maar as ek daai klein boompie en ek kan vir julle vertel want ek het 'n granaatboom ook geplant. En daai granaatboom is nou net 'n stuk stomp. Ek het nie na die boom gekyk nie. Ek het nie van kunsmis gegee nie, ek het nie genoeg water gegee nie. Ek het nie gaan oplees hoe moet ek vir die boom sorg nie. Ek het hom net gelos en hy het dood gegaan. Hy het nie vrug gedra nie. Ek het nooit een granaat van hom gekry nie. Dan nommer 8 sluit daarby saam oorkom passiwiteit. So om passief te wees, om te verwag jou vrug moet net kom, net soos daai boom van my, nê? Te verwag dinge gaan gebeur vir my. Te verwag, ek is mos 'n kind van die Here, ek gaan vrug dra, dit gaan vir my gebeur, maar ek doen niks nie, ek sit niks werk in nie. So vandag se uitdaging is, om vrug te dra, beteken daar's werk wat ingesit moet word. Julle kon hoor ek het gesê, my boetie en my pa moes die boom gesaag en gesnoei het. Daar moet gesaag word, daar moet gesnoei word. Vir 'n boom om vrug te dra, moet hy kunsmis gegee word. So jy moet jou wortels gaan voed. Dit is hoe die gees gaan groei in jou en die boom gaan groei in jou. So jy moet tyd in die woord spandeer, Bybelstudie doen soos wat ons nou doen, hierdie skrifte wat ek stuur gaan lees. Jy moet tyd in gebed deurbring. Dis nommer 3. Jy moet daai boom water gee. En al hoe jy hom kan water gee is gebed, gebed, gebed. Ek kan nie die boom water vandag en oor 'n maand weer nie. Hy moet elke dag water kry. Ek het op 'n tyd selfs probeer, ek het nie groen vingers nie, nee, so toe is ek nou vuur en vlam, ek wil nou 'n groentetuin maak. Maar ek het nie elke dag vir daai groente water gegee nie. Ek het nie gedink is nodig nie. Gaan mos nou reën. Maar soos wat ek opgelees het daai sekere groentesoorte en sekere kruie het 'n sekere tyd van die dag son nodig, sekere tyd water nodig en ek het dit nie gegee nie. Dan, nommer 4 is dan nou die sonlig. Jy kan nie, net soos my suurlemoenboom, daai boom gaan toe onder ander struike gaan sit nie, want dis nie 'n koelte plant nie. Vrugtebome soek son. Hy kort son sodat hy vrug kan lewer. So as jy jou boom heeltyd gaan plant onder comfort en gemak, en jou gemaksone, jou passiwiteit, jou onvolwassenheid wat dit toemaak, die sorge van die wêreld, jy hou nog vas aan die wêreld se begeerlikhede, dan kan jy nie vrug dra nie, want daai boom kort son. Hy moet groei. En verlang het ek self ook, kon ek nie vrug dra soos wat ek moet nie, want ek was onder daai boom. Ek self het vasgehou in die wêreld se aanloklikhede, plesier wat die wêreld bied, my comfort zone, maar ek kon nie groei nie. En ek kon nie, soos ek nie kon groei nie, kon my vrug nie gedra word soos dit moet gedra word nie. So daai is 4 dinge. Son, dis algemeen, jy leer dit op skool en wetenskap. Sonlig, water, kunsmis en snoeisker wat die dooie lote moet afsny. So dis alles om ingeënt in Jesus te wees, om deel van hom te wees. So hy is die een wat die vrug uit jou laat kom, né? So jy is ingeënt in hom, hy is die loot en ons is, ek moet die skrif nou mooi gelees, maar hy is die wingerdstok en ons is die loot, daai het ek kom. Maar daai wingerdstok is in jou geplant. Al is jy die loot, kan ons nie passief wees en verwag, die Heilige Gees sal deur my die vrug lewer nie. Ek dink dit is 'n leuen wat ingekom het in kerk, waar mense glo, ek hoef niks te doen nie, ek kan terugsit, want as ek iets doen, dan is dit wet. Wet is wanneer ek vrugte probeer beoefen. Ek doen werke om vrug te dra. Dit is wat wet is. Maar vryheid in Christus, om so appel te wees, het ook werk wat ingesit word. Dis nie dieselfde werke waar ek probeer so hard om vriendelik te wees, ek probeer so hard om geduldig te wees. Dis nie wat dit is nie. Dis baie mooi intensies, dit lyk baie goed. Maar vrug, my vrug van die Gees te dra, is daar 'n werk wat van jou kant af ingesit moet word. Jy moet tyd in die woord spandeer, jy moet bid. Jy moet seker maak jy kom in die sonlig uit jou comfort zone uit. Jy moet seker maak dat wanneer daai snoeisker in jou lewe snoei,
dat jy sê, dankie Jesus, dankie, ek gaan nie terugbeklei nie, ek gaan nie sê, ees nie hier nie, ek wil niks meer met u te doen hê nie, ek gaan vashou, en ek gaan bly staan, en ek gaan aanhou dankbaarheid beoefen, want ek weet, hierso kom iets moois, en dit is presies soos wat ons praat by Flowering Almond van 'n nuwe seisoen. So mag die Here jou genadig wees, mag hy jou help om in jou lewe te kan identifiseer wat se dissiplines moet jy in plek kry om vrug te kan dra. En mag jou vrug mooi wees. Ek gaan vir ons afsluit net deur weer hierdie in die boodskap te lees, want dit is my so mooi en ek hoop dit maak in jou hart ook iets los. As ek dit lees, dan wil ek net sê, ja, Here, ek asseblief, ek soek hierdie. Mag jy hunker daarna en smag daarna. En die Here vra, Here, kom werk deur my, laat hierdie vrug groei. Laat hierdie boom wat u van die Heilige Gees in my geplant het, laat groot word. Gebruik my. Want julle, die tyd is min. En daar's 'n groot oes daar buite, maar die arbeiders is min om daai oes te gaan kry. So jy is nodig in die Here se koninkryk, waar jy is, in jou gesin, by jou werk. Die Here het jou nodig, maar jy moet begin opstaan as daai boom. So hier lees ek dit vir ons. Net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer. Hoor julle weer, 'n baie goeie vrug oplewer. Wys hierdie mense lewe dat hulle aan God behoort. Dit sê nie dat hulle goeie waardes het, mooi lewens leef nie, dat hulle aan God behoort. Wanneer iemand na jou kyk en hulle sien daai vrug, dan kan iemand sien, maar God bestaan. Hierdie is iemand anders. Hierdie persoon kom nie van die wêreld nie. Dis iemand wat ietsie anders in hulle het. Sulke mense gee baie om verander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense, sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoë gety in hulle lewe vier nie. Mag die Here jou seën en ons gesels dan weer môre.